Goed, kom ons doen nog 'n vryvalsom. Hierdie is vir my baie lekkerder as om te merk. Dit is die tweede sommetjie wat ek vir julle ingeskyn het. 'n Bal word vertikaal opwaarts vanaf die bopunt van 'n gebou gegooi en hulle gee vir jou al die inligting en dit is op die skets ook. En onthou, wanneer jy hierdie vrae beantwoord, jy kan nou hier krap en allerlei goeders hier skryf. Het kan rarig goed wees om dit te doen. Ek het gegaan en my eie prentjie geteken op my bladsy en aangedui wat is positief, my beginsnelheid gele daar en die highlighters dink ek ook kan lekker werk. Hulle begin deur te vra, wat is vryval? Nou, hierdie was nou nie regtig 'n vryvalsom nie, né? Hierdie was 'n projektielbeweging, want hy het nie net geval nie. Hy is eers opwaarts gegooi. So hy het 'n beginsnelheid. Hulle wil weet, eerste vraag, bereken die tyd wat die bal neem om sy maksimum hoogte te bereik. OK, 3 punte, maklike som. So, ek het hier my prentjie, ek het opgekies as positief. Ja, onthou dit môreoggend. En nou skryf ek net gou neer. Wat het ek alles? Ek het my G 9,8 en hy gaan nou minus wees. En ek het dit as prins gedoen, want party van julle gaan op positief kies en ander gaan af positief kies. Dat jy kan sien wat gebeur, nee? Hoe hanteer jy dit as dit nou andersom is? So hy is negatief. Ek het 'n begin en 'n eind en 'n afstand en 'n tyd. So, my beginsnelheid is 12, plus 12 meter per sekonde. As hy heel bo kom, dan is sy snelheid 0. Hy het nog steeds 'n gravitasiekrag afwaarts van 9,8, maar sy eindsnelheid is 0. Ons weet nie hoe hoog het hy daar opgegaan nie, nee. Ons het hier die hoogte van die gebou, ons het die hoogte van die deur daar, maar ons weet nie hoe hoog hy opgaan nie, so ons het nie dit nie. Ons wil die tyd weet. OK, so nou soek ek weer vir formule. Op jou formuleblad, nee, jy mag jou formuleblad afskeur en hom langs jou hou wanneer jy werk. Ek soek 'n formule wat nie y in het nie. Ag, dit is so lekker as mens met die eerste een kan werk. So die eindsnelheid, die beginsnelheid, die versnelling en die tyd. Eindsnelheid 0. Beginsnelheid plus 12. My versnelling minus 9,8. En die tyd. Hierdie ouetjie gaan oor, hy word minus 12. En dit maak my gelukkig, want tyd kan nie negatief wees nie. So, ek sou nou 'n probleem gehad het, as die een positief was en die ander een was negatief. Jy kan nie hom reg kroek nie, nee? Jy kry 'n punt vir jou formule. Dan kry jy die volgende punt hier, en hier kyk ek al of jou teken sin maak. Die een moet positief wees en die ander negatief. As jy afgekies het as positief, dan gaan hierdie een positief wees, en die 12 gaan negatief wees. Ek gaan kan sien, as jy hier 'n kroekerasie aan die gang het. So, daai 2, en dan is my tyd 12 gedeel deur 9,8, en dit gee vir ons 1,22 sekondes. Goed, dit was lekker maklik. Laaste punt vir die tyd. Die volgende vraag wat hulle vra, is bereken die snelheid waarmee die bal die grond tref. So wat is sy finale snelheid? Nou moet ek weer kyk, wat het ek? Ek wil daai snelheid weet. Ek weet wat is die beginsnelheid, hier heel bo, of ek weet wat is sy beginsnelheid hier, ek wil die eindsnelheid weet. Ek weet wat is sy beginsnelheid daar, nee? Want as hy plus 12 opgegaan het, dan is sy eindsnelheid bo 0, maar hier het hy dan weer 'n minus 12 meter per sekonde snelheid. En hierdie is nou nogal nice, want nou het ek 'n beginsnelheid vir hierdie deel. Ek het 'n afstand vir daai deel
En dan behoort ek alles te kan uitwerk. Ons wil die eindsnelheid weet. Nou, ek gaan nou net gou weer hierdie ding doen en sê G, VI, VF, delta I, delta T. Hierdie is minus 9,8. As ek van daar af werk, dan is my beginsnelheid 12, minus 12. Die eindsnelheid gaan minus ietsie wees, dis wat ek wil uitwerk. Ek het die afstand. Wat is my verplasing? Van hier af ondertoe, is ook dan nou minus 25 meter. Onthou, want daai is nie afstand nie, dit is verplasing. Die tyd, ons weet glad nie wat is die tyd nie. Ons weet net wat was die tyd tot heel bo. Dis wat ons daar uitgewerk het. So nou soek ek 'n formule wat alles in het, behalwe tyd. Tyd, hierdie ene, tyd. So ek vat die tweede formule, en dit is final kwadraat, initial kwadraat, plus 2a delta I. En jy hoor hoe fokus ek, want ek weet, wat doen ek verkeerd in vraestelle? Ek sal daai kwadrate, sal ek uitlaat. Of ek sal, initial is gelyk aan final. En so ek fokus, wanneer ek die formule neerskryf, fokus ek extra hard. Want ek wil nie daar 'n dom fout maak, dan het jy 0. Die final is wat ons wil hê. Die initial is minus 12. Dis lekker, hy gaan positief word. Onthou jou hakies, die kwadraat is buite. Plus 2, ons het 'n positiewe 9,8. Het ons? Nee. Negatief. Op is positief, so hierdie ouetjie moet negatief wees. En dan het ons die af, wat ook minus 25 is. Hierdie is af, die gravitasieversnelling is af, die afstand, die verplasing is af, ok. Kom ons werk het uit, kyk wat kry ons. 12 mal 12, 144, plus 144, en dis die waarde van die hakkies. As jy in jou sakrekenaar insit, minus 12 kwadraat, gaan jy minus 144 kry, want dan gaan jou sakrekenaar nie die 2 by die minus ook sit nie. Fokus. En dan het ons 2 maal 9,8 maal 25, is minus en 'n minus, geef my 'n plus, 490, oh my goodness. As ek hierdie twee bymekaar tel, wat ek nie nou uit my kop uit gaan doen nie, dan kry ek 634. Nou gelukkig, dit is nog kwadraat. So kom ons kry die vierkantswortel, answer, gebruik die hele antwoord, dan kry ons die eindsnelheid is 25. 25,18 as ek reg afrond, VF, meter per sekonde. Nou, dit is my antwoord, en jou antwoord van 'n kwadraat van 'n vierkantswortel gaan altyd positief wees. Maar hy moet eintlik plus of minus. So nou moet ek net gou vir myself sê, op is positief, as die bal die grond tref, gaan sy eindsnelheid gaan afwaarts wees. So ek gaan sommer hierso afskryf. Kom ons kyk, vra hulle grootte, hulle vra die snelheid waarmee die bal die grond tref. En as hulle net so snelheid sê, dan moet jy jou rigting wys. So dis baie belangrik. OK, ons het hom gedoen. Nou wil hulle weet die tyd wat die bal geneem het om van die bopunt van die deur net hierdie 1,9 meter. Hoeveel tyd het dit hom gevat? OK. Nou as ek kyk wat het ek. Hulle soek net daai tyd. Ek weet nie wat is daai beginsnelheid nie. Ek weet nou wat is die eindsnelheid. En ek weet wat is die afstand. En ek wil tyd weet. So kan ek sommer nou hierdie ene gebruik. Ons het 9,8. Ons het nie die beginsnelheid nie. Die eindsnelheid het ons nou uitgewerk is minus 25, nee, dis afwaarts. Die afstand, weet ons, is 1,9. En die tyd, ek het heeltemal vergeet wat het hulle gevra.
Hulle soek die tyd. Okay. So, ons wil daai nou weet. So, nou soek ons 'n formule wat glad nie beginsnelheid in het nie. Kan daar so iets wees? Beginsnelheid. Dis 'n probleem. Almal van hulle het 'n beginsnelheid in. What to do now? Iets sê vir my, hier is nie 'n 3-punt vraag nie. Nee, dis 'n 4-punt vraag. Net weer, hoekom was die vorige vraag 4 punte? Want jy het nie sommer net 'n som gedoen hier nie, né? Daai 12, minus 12, wat ons daar gekry het, dit het 'n bietjie, nee, jy moes 'n bietjie dink om hom te kry. Daar's hele paar maniere hoe jy hierdie nou sou kon oplos, want jy kon van heel bo af gegaan het en allerlei goeders uitgewerk het. Hierdie was die vinnigste. So, die feit dat ons volgende sommetjie, hierdie ouetjie ook 4 tel, waar soos hy, sê vir my, dis nie net 'n krye formule vervang in antwoord nie. Nee. So wat anderste kan ek doen? Ons wil die tyd weet wat hierdie deel vat. Maar ons het nie die beginsnelheid hier nie. Wat van as ek hom vat van hier af? Daar het ek 'n beginsnelheid. Ek het nie 'n eindsnelheid hier nie, maar as ek hierdie tyd kan uitwerk, dan kan ek dit aftrek van die totale tyd. Kan dalk so iets doen. Kom ons gaan weer na hierdie kant toe. Daarso. Ekskuus, dit was nou 'n lekker nuus. So nou moet ek kyk. Ek weet, dis nie 'n eenvoudige som nie, so ek gaan dalk 2 goeters. Nou is daar heel waarskynlik, nee, as jy kyk na die memos, daar is gewoonlik 60 maniere om daarby uit te kom. Wat ek nou vinnig kan dink is, ek kan die tyd uitwerk van hier af tot onder op die grond, en dan kan ek die tyd uitwerk van hier af tot daar, want ek het hierdie totale afstand, ek het hierdie afstand, en elke keer kan ek die minus 12 as beginsnelheid gebruik. Ek kan nie net hierdie stukkie gebruik nie, want ek het die eindsnelheid, maar ek het nie die begin nie. So ek gaan daai 2 sommetjies doen. So, dis 2 somme wat tyd in het, en ek gaan nou die beginsnelheid gaan ek vat as minus 12, en ek gaan sien nou ek wil tyd hê. Nou is daar eintlik 'n paar formules wat jy kan gebruik, want jy het verskillende afstande. Wat het ons hier uitgewerk? Hierdie was net daai stukkie. So ek gaan sommer die heel eerste ene vat. Wat se ene kan ek gebruik wat nie eindsnelheid het nie hierheen, maar dan het hy kwadraat by. Ek gaan die boonste ene vat. So, dis nou vir die derde som. Kom ek doen hom hier onder. Vir die derde som vat ek my eindsnelheid, wat ek nou net uitgewerk het, is gelyk aan beginsnelheid, plus A delta T. So, minus 25, nee, hy gaan af, ek het opgekies as positief. Minus dit, minus die 12, want ek werk nou net met hierdie stukkie. So. En dis my begin, dis my eind, my gravitasieversnelling en die tyd. En as ek dit uitwerk, dan vat ek my minus 25.18, ek plus die 12 daarby, dit gee vir my minus 13, jy hoef nie al die stappe te wys nie, nee? Jy kon sommer nou gedeel het met die 9,8 in die antwoord geskryf het, gedeel deur minus 9,8, en ek kry 'n pragtige tyd van 1,344, dis alles een som, so ek gaan maar 'n 4,5 daar neerskryf. Dan wil ek ook die
die tyd uitwerk van hier af tot daar, die tyd. Maar ek het nou nie eers die afstand gebruik nie, nee. Ek kon dit gedoen het. Ek gaan nou hierdie ene vat, dan het ek begin, ek gaan nie rarig wegkom daarmee nie, nee. Hier het ek 'n eindsnelheid, maar ek weet nie wat is my eindsnelheid hier nie. Ok, kom ons probeer hierdie ene. So, delta I is gelyk aan die beginsnelheid maal die tyd, plus die helfte van die versnelling maal die tyd kwadraat. Die afstand wat ek nou gaan gebruik is, wat ek hom uitgewerk, 23.1. 23.1. So dit is die 25 minus die 1.9. En my beginsnelheid is minus 12. En dis ook minus. Minus 12 t plus die helfte van minus 9,8 en t kwadraat. En nou gaan ek maar formule toe gaan en kom ek skryf hierdie net gou mooi netjies. Ek dink ek kan met 'n minus reg deurmaal. So 23,1, hier is 'n 12t en daai 2 maal dan kry ek 4,9 maal 9,8. Ja, en voordat ek nou die tekens verander het, sou hierdie 'n minus gewees het, so dis ook nou 'n plus 4,9 t kwadraat. Ok, ek gaan gou die formule gebruik, jy hoef nou nie te luister daarna nie, en dan gee ek die verskillende tye vir jou. Ok, so as jy jou formule gebruik, dan kry jy, tyd is 1,27 sekondes. So dit was die tyd van heel bo tot daar. Die ander tyd wat ek het was van nie heel bo nie, van die bokant van die gebou af tot heel onder. So ek het daai tyd en dan trek ek hierdie twee van mekaar af. 5 minus 1,27 en ek kry 1,345. Dis lekker, 1,27. Geef my 0,075 sekondes. En ek skryf die sekondes uit, want sek mag jy nie neerskryf nie. En my S lyk vir my soos 'n 5. So, soveel sekondes. So, hoe sal hulle hier punte gee? Jy kry 'n punt vir die formule wat jou by die antwoord uitkom. So, en sal jy waarskynlik vir jou een van die twee formules 'n punt gee. Dan 'n punt dat jy reg in vervang en 'n punt dat jy reg in vervang. En dan die aftrekdeel kry ook 'n punt. Is nogal baie werk vir 4 punte. Ek sal dit graag meer wil laat tel. Maar jou probleem is, daar is soveel verskillende maniere om hierdie uit te werk, dat jy nie jou punte op spesifieke plekke kan gee nie. So, 'n formule wat jou by een van hierdie twee antwoorde kry 'n punt. So enige een van daai twee. En dan 2 formules wat jy reg in vervang het. En dan vir jou antwoord. Anders raak dit crazy om punte te gee op die regte plekke. So dit was hierdie ene. Ek het sy datum daarbo neergeskryf dat ek vir julle die memo kan wys in die klas, want dit is net so crazy. Maar nou ja, as jy hierdie ding volg, wat het ek glad nie en wat vra hulle? Watter formule kan ek gebruik? En die heel belangrikste, daai skets met jou rigting wat jy kies en die interpretasie, nee, daai snelheid gaan dieselfde wees as hierdie snelheid, as hy nou opgegaan het en weer daar kom, die tekens gaan net verskil. Heel bo is 0. Hierdie, nee, met watse stukkie werk jy, wys dit vir jouself, sodat jy die waardes wat jy in vervang, dat jy hulle reg het, met hulle regte tekens en die regte waardes. Nou ja, lekker leer.